Here, ek dink aan die gedeelte waar 'n man na Jesus toe kom en vir Jesus sê, goeie leermeester. En Jesus antwoord hom en sê, niemand is goed behalwe die Vader nie. En ons weet Vader Jesus en die Vader is een. En ons weet goedheid lê net by U. Here, baie keer in lewe dink ek ons gaan deur en ons maak besluite wat ons dink goed is vir ons. Here, ek is so bly U gee ons nie oor aan ons eie genade nie. U los nie U kinders nie. U Vader, U bestem, U besluit en U lei ons. Want U het soveel meer en iets beters bestem vir ons wat U liefhet. En mag ons kleef van dit. Al maak goed nou nie sin nie. Maar sit ons baie keer in verwarring. Mag ons besef U is goed. En omdat U goed is, weet ons dat U goed bestem vir die kinders. My gebed is dat dit die waarheid en dat dit die boodskap so in ons harte sal resoneer. Dat ons dit sal vat en dra saam met ons en gaan deel met familie en vriende. Mag ons besef U is God. En daar is geen ander soos U nie. In Jesus naam. Amen. Dankie, julle is welkom julle sitplekke te neem. Baie dankie vir die musiek. Terwyl julle sit en terwyl julle afstap, is jy welkom om oop te maak by Hebreërs 11. 20 tot 22 is ons gedeelte vir vandag. Vers 11, 20 tot 22. Ek gaan ons lees Hebreërs 11 vers 20 tot 22 uit die 2020 vertaling. Dit is baie 20's hier binne, maar Hebreërs 11 vers 20 tot 22. Ek het dit ook vir julle op. Ek het vergeet ek is aan diens. Daar's hy. Deur geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met betrekking tot toekomstige dinge. Deur geloof het Jakob terwyl hy sterwend was, elkeen van die seuns van Josef geseën en hy het in aanbidding gebuig oor die bopunt van sy staf. Deur geloof het Josef, toe hy op sy einde was, van die uittog van die kinders van Israel melding gemaak en het hy opdrag gegee in verband met sy beendere. Nou, ons is besig met die hele idee van geloof en wat geloof is en wat dit behels en ons is redelik al ver in hom en ons glo dit of nie is amper klaar met hom. En ons kry 'n deeglike definisie van wat geloof is in Hebreërs 11, maar nie net 'n definisie nie, ons kry ook voorbeelde van hoe geloof lyk vir die Christen. En ons moet weet hoe geloof lyk en ons moet weet of ons geloof eg is. Paulus skryf ook dat ons self moet toets of ons moet onsself toets om te sien of ons in die geloof is. En dit is belangrik vir 'n gelowige, want ek dink die slegste plek waar jy kan wees is om te dink jy's gered en jy lewe jou hele lewe lank wy jy toe en jy dink jy's op die regte pad, jy sit in die kerk en jy sing geestelike liedere en jy probeer die regte ding doen, maar op die einde van die dag kom jy voor die Here en jy besef net, maar my geloof is nie eg nie. Dit was nooit eg nie. En die skrywer van Hebreërs 11, is besig om vir ons eienskappe uit te wys van om te kyk hoe geloof eg is. Hy gebruik geloofshelde, historiese helde van die Ou Testament, die soos Noag, Henog, Abraham, en hy gebruik hulle om te wys dat hulle geloof eintlik eg was. Dink byvoorbeeld aan Abraham van verlede Sondag. Ons het gesien dat Abraham se geloof eg is omdat hy bereid was om sy seun te offer. As Abraham nie regtig geglo het God gaan doen wat hy sê hy doen nie, sou Abraham nooit sy seun geoffer het nie. So die feit wat hy gedoen het, hy het nie sy seun geoffer nie, God het hom gestop, maar die feit dat hy bereid was, het gesê, maar hoor, hierdie ou is ernstig, hy glo regtig in God en wat God sê. En dit is hoekom Jakobus vir ons sê dat geloof sonder dade dood is. Jy kan nie sê jy glo, maar jy lewe soos 'n wêreldse mens nie. So die Christen is nie om te sê ons moet ons gedrag reg kry nie, die Christen se uitgangspunt is om te sê ons moet ons geloof reg kry. Want as ons geloof reg is, gaan ons gedrag reg wees. En ek weet die wêreld verkoop dit andersom. Selfs binne Christendom is daar predikers wat sê hulle slaan jou met die sambok. Hulle sê ek gaan vir jou peper, jy beter reg wees en kom ons slaan die demone uit jou uit en dis waar. Dan lê die ouens daarso en word met swepe geslaan en as hulle nie genoeg geld gee nie dan hou hulle aanslaan, jy weet, hulle slaan daai sakke leeg. Wees ter is, ek het nie 'n sambok nie. En ek het hom ook nie eens saamgebring nie.
Maar dit is nie Christendom nie. Christendom sê, luister, as jy regtig glo in die God van die heelal, in Jahwe, die enigste ware lewende God, en in Jesus Christus, gaan ons dit kan sien in hoe jy lewe. En dit is die helde se doel hierso. Dit wys vir ons, dat hierdie mense was nie sonder fout nie, hulle het foute gehad. Maar ten spyte van die foute, kan jy sien, daar was tye in hulle lewe, waar hulle regtig gelewe het, asof God bestaan, en asof God gaan doen wat hy gesê het. Nou hierdie gedeelte van vandag gaan voort weer met hierdie idee dat geloof God vertrou en dat geloof nie net God se karakter vertrou nie, maar ook God se beloftes. En ons selfs sal sien dat hierdie 3 geloofshelde se lewe daarvan getuig. Hulle het egter nie die belofte gesien nie, en dit is belangrik om te weet, wat ons gedeelte sê. Hulle het 'n belofte gekry en hulle het nie gesien hoe dit tot vervulling gekom het nie, maar net omdat jy dit nie sien nie, beteken nie dat dit nie gaan gebeur nie. En dit is wat dit gaan uitbeeld. Ek weet dit is maak dalk nou moeilik sin, maar ek dink aan die einde van hierdie boodskap sal jy verstaan dat jy hoef nie die belofte te sien om te sê maar dit nie gaan gebeur nie. Jy hoef dit nie te sien nie. En die verskil tussen hierdie gedeelte en ons vorige gedeelte veral oor Abraham, is Abraham se geloof was gesien op grond van sy gehoorsaamheid, né? Ons het nou net so gesê. Omdat Abraham gehoorsaam was, omdat hy gedoen het wat God gesê het, kan ons sê, joh, Abraham het geloof gehad. Maar hierdie 3 manne, sy geloof word nie gesien aan hulle gehoorsaamheid nie, hulle geloof word gesien aan hulle hoop. Die hoop wat hulle het, en die hoop waarin hulle kleef, of die belofte waarin hulle vashou. En dit is iets besonders, want ek dink, die wêreld is in 'n staat soos wat hy is vandag, omdat hy nie hoop het nie. Hy's hopeloos. Mense plaas hulle hoop in materialisme en in rykdom en in goed wat vergaan. En aan die oomblik wanneer daai goed wankel of struikel, dan gaan die mens, want sy hoop het gegaan. Iemand het hoop gehad in 'n belofte, hoop in 'n God. En is hierdie hoop wat ek vandag vir jou wil herinner. Want as jy soos ek is, dan besef ek om in 'n vreemde land te bly is altyd nie so maklik nie. Dis vreemde land, vreemde mense, vreemde dinge. Maar as ek my hoop sit in hierdie land, in hierdie mense en in hierdie land se dinge, die oomblik wanneer dit vreemd raak, dan raak my hoop vreemd. Die oomblik wanneer dit gaan, dan gaan my hoop. Ons moet iets meer stabiel sê vir hoop. Ek praat nie van hoop om te sê ek hoop volgende week reën dit nie. Ek praat nie van daai wishful thinking hoop nie. Dis 'n wêreldse idee van hoop. Ek praat van hoop is 'n sekerheid om te sê, weet jy dit gaan moeilik, maar ek het hoop. Ek het sekerheid. Ek hou vas. Ek het troos. Ek het gemoedsrus. Want ten spyte van wat om my aangaan, weet ek in wie ek glo en ek weet wat ek glo. Dis 'n Bybelse hoop. Ek wil jou vandag herinner van hierdie hoop. Ek wil jou bemoedig. Dis nie hoopvolle gedagtes nie, dis 'n hoopvolle lewe. Hierdie 3 geloofshelde gaan ons sien hoe hierdie hoop uitgebeeld word. Nou die 3 geloofshelde waarvan ons praat is Isak, Jakob en Josef. Ek weet dit kan soms verwarrend raak met die K's en die J's, Jakob met 'n J en Josef met 'n J. En Isak en Abraham, ek weet ons raak soms verward, maar ek dink ons sal mooi kan kophou, ek het dit so probeer uiteensit. Nou, daar is 3 geloofshelde. Ek het verlede week geglo dit of nee, het ek eintlik 2 preke in 1 probeer doen, dis hoekom hy dalk so 'n bietjie lank was, want daar was 2 verskillende gedeeltes wat 2 verskillende goed uitgebeeld het. Abraham se geloof was uitgebeeld, maar daar was ook 'n karakter van God uitgebeeld. En ek het net gesê, joh, ek moet dit deurdruk, want dit was eintlik tipe van 'n broodjie, nee, ons praat van 'n silogisme, dis 'n broodjie. Hierdie Abraham gee vir ons 'n waarheid, Genesis gee vir ons 'n waarheid, en hierdie 2 waarhede gee vir ons 'n kerngevolgtrekking. Dis eintlik wat gebeur het. Maar ek gaan dit nie vandag kan doen nie, want ons 3 geloofshelde, en hierdie geskiedenis strek van Genesis 12 tot Genesis 50. Ek bedoel, dis te veel. So, as julle my genadig sal wees, een van my gunsteling karakters, my seun vra my altyd, die oudste, hy vra my, wat is jou gunsteling Ou Testamentiese storie? Hy sê nou nie Ou Testamentiese nie, hy sê die Ou Testament storie. Wat is jou gunsteling Ou Testament storie? Dan sê ek vir hom die verhaal van Josef. En dan vra hy my, wat is my nuwe ene? Maar julle sal nog uitvind, ek sal julle 'n bietjie los om daaroor te wonder. Maar Josef is verseker my gunsteling een, en Josef gaan ek los vir vandag. En ek sal hom seker na die reeks hanteer. So ek gaan stil staan by Isak en Jakob.
Isak was die seun van Abraham, Isak was die ou wat amper geoffer was, en Isak het 'n seun gehad met die naam van Jakob. So ek gaan oor hulle praat. Josef sinne sê min of meer dieselfde, maar ek glo ons sal die idee kry van hoop. Nou die skrywer van Hebreërs 11 probeer dit duidelik maak, dat redding plaasvind op grond van geloof, geloof alleen. Dit was nog altyd geloof, nog altyd. Dit was nooit werke nie. God het sy volk gaan haal en was altyd geloof. En dis hoekom Hebreërs 11 sê, op grond van hulle geloof was hulle gered. Wie is hulle? Abel, Henog, Abraham, Noag. Dit was nog altyd geloof. Christendom is die enigste geloof wat sê, jy is gered op grond van geloof. Die ander funksioneer alles op werke. Alles op werke. Ons het die laaste ruk na die mense se stories gaan kyk en gesien hoe hierdie geloof van hulle nie net gered het nie, maar dit ook hoe dit geloof vir ons gedefinieer het. Nou Isak, Jakob en Josef het al drie 'n seun ontvang. En ons moet dit weet, 'n seun gekry. Daar was 'n belofte gemaak aan Abraham en die seun was gekry en hierdie seun, nie 'n seun nie my seun nie, 'n seun vanaf God. Jy sal 'n groot nageslag wees, jy sal land besit en ek sal jou seën. Dit was die beloftes wat gemaak was aan Abraham. En hierdie belofte word oorgedra en oorgedra en oorgedra, want dit was nog nie vervul nie. So al drie hierdie mans kry dit. Maar ons wil sien, wat beteken dit vir hulle? Want hulle het nou hierdie belofte, maar die belofte het nie tot voltooiing of tot vervulling gekom nie. En eintlik as jy daaraan dink, as jy kan vashou aan iets, sonder dat dit volbring word, of sonder dat dit voltooi word, dan beteken dit eintlik jy glo dit gaan gebeur. Jy glo dit gaan gebeur. Verbeel jouself, jou man of jou pa of iemand sê vir jou, luister ek moet weggaan vir 'n ruk, maar ek kom terug. Jy sê, maar hoe lank? Ek sê, ek weet, ek kan jou nie sê nie. Jy sê, maar ek gaan weggaan vir 'n ruk, maar ek kom terug. Maar hoe gaan ek weet wanneer jy terugkom? Ek sê vir jou, ek kom terug. Nou sit daai kind by die huis. En hy sê, waar is jou pa? Sê, ek weet nie, maar ek weet hy kom terug. Hoe weet jy hy kom terug? Want hy het so gesê. Wanneer kom hy terug? Ek weet nie. Hoe weet jy hy kom terug? Want hy het so gesê. Dit wys vir jou wat? Die kind se geloof. Daai kind het die vermoë om vas te hou aan iets wat gesê was. Al sien hy nie, sy pa nie. Dalk na 'n jaar vra hy dieselfde. Hoe weet jy hy kom terug? Want hy het so gesê. Maar regtig, dink jy regtig hy kom terug? Het ons nou al 'n jaar lank. My pa het gesê hy kom terug en my pa is 'n man van sy woord. Dis geloof. Die blote feit dat hulle kan vashou aan die belofte sonder dat hulle die vervulling sien, wys dat hulle geloof het. Dis nie besonders nie. So kom ons praat gou oor Isak. Isak, deur geloof, dis nou ons eerste gedeelte, het Isak vir Jakob en Esau geseën met betrekking tot toekomstige dinge. Hy het hulle geseën met betrekking tot toekomstige dinge. Nou ek wil jou net gou deur Isak se storie vat en dan gaan jy verstaan. Isak se lewe begin as die kind van die belofte. God het vir Abraham gesê, ek gaan vir jou kind gee en deur Isak sal jy geseënd wees. So dit was spesifiek. Isak was 'n kind van die belofte. Hy was amper deur sy pa gesteek. Ek dink hy het so 'n bietjie kindertrauma opgedoen en jy sien dit manifesteer dalk so later in sy lewe hoe hy dalk met hierdie wonde rondloop. Maar God het vir hulle belofte gegee vir Abraham dat hulle 'n kind sou kry vir hom en Sara. Abraham en Sara kon nie kinders kry nie, maar hulle het die kind gekry, Isak. Abraham word toe getoets vir sy geloof. Hy moet Isak offer en hy was bereid om hom te offer. God spaar toe vir Isak. Hy stop die mes. Maar dit wys dadelik dat Isak deel is van iets. Isak is deel van 'n belofte. Dit wys klaar. Isak word toe groot. Hy trou toe later met 'n vrou met die naam van Rebekka. En Rebekka was so Sara. Sy kon ook nie kinders kry nie. Hulle bid toe tot die Here en die Here maak toe haar moederskoot oop, sê die skrif, en toe kry hulle 2 seuns, 'n tweeling. Die 2 seuns se naam was Esau en Jakob. Nou nog voordat hulle gebore was, toe Rebekka swanger was met hierdie tweeling, toe sê God vir haar, hy het gesê die oudste sal die jongste dien. Dit was voor hulle gebore was. So God sê, luister, iets gaan gebeur met hierdie 2, die oudste sal die jongste dien. Ek sê so, dis wat God sê. Hy sê die oudste sal die jongste dien. So Esau was die oudste want hy het eerste gekom en Esau sou Jakob dien. So Jakob was die gekiesde een deur God. Dis belangrik om dit te hou as jy sien ons beweeg deur die storie. Hoor wat sê, ek wil jou God se belofte wys. Hoor wat sê Genesis 25:23. 2 nasies is in jou moederskoot. 2 volke.
Uit jou liggaam sal hulle uitmekaar gaan. Die een volk sal sterker wees as die ander volk en die oudste sal die jongste dien. En hierdie twee seuns verskil soos dag en nag van mekaar. Soos baie van julle maar seker ook vir my sê, julle kinders verskil van mekaar, maar hierdie twee regtig, nie net in temperament nie, maar in voorkoms ook. Esau is 'n man van die veld. Hy's 'n harige man, letterlik harig, hoor. Baie hare op hom gehad. Nie nodig vir klere gehad nie. Hy was 'n man wat gehou het van jag. Hy was hierdie Bear Grylls, dink aan daai tipe ou. Dis die tipe ou wie Esau was, jy weet. Maar Jakob was meer van die skrif beskryf hom as fatsoenlik. Hy het dink aan hy het 'n velletjie soos 'n otter gehad. Hy is bietjie meer sag. Hy het maar gehelp in die kombuis. Daar is niks fout daarmee nie. Ek wil net vir jou uitwys. Hierdie twee ouens verskil drasties van mekaar. Soos dag en nag. Hulle temperamente ook. Jakob was 'n ou wat, hy was slinks. Dink aan Jakob die jakkals. Nee, maar Esau, hy was soos die emu, as ek moet gou dink aan 'n dier. Hy was in jou gesig, hy was uitbarsting, jy sien ook sommer as hy het kwaad geraak toe sy pa die seun weggegee het. Hy het hierdie goeie. So jy sien hierdie twee verskillende karakters dadelik sommer so in die begin. En nou hier is iets interessant. Nou kom Isak, die pa van hierdie twee seuns, en dadelik in die begin van die skrif sien ons dat Isak vir Esau liefhet. En die rede hoekom hy vir Esau liefhet, is omdat Esau goed is met jag en Esau maak die vrieskas vol. Esau gee vir sy pa altyd lekker heerlike wildsvleis. So daar is 'n waarheid dat die pad na 'n man se hart is deur sy maag. So Isak hou net van Esau omdat Esau vir hom vleis gee. Dis sy keuse. Dis sy keuse gewees. Dadelik sien ons dat Isak begin in 'n rigting beweeg wat so partydig is, so afsydig. Maar Rebekka het haarself toe ontferm oor Jakob. So dadelik sien jy daar is 'n bietjie spanning in die keuse wat Isak kies oor sy seuns. En dit is 'n swakheid van Isak. Dis 'n swakheid dat Isak so 'n keuse maak net op grond van dit wat hy vir hom gee. En dis eintlik 'n selfsugtige besluit. Jy gee vir my vleis, ek hou van jou. Nee? Kom braai by my, ek voorsien jy vleis. Ja, ek like dit om by Sean te braai, want Sean gee altyd vleis. Kom ons gaan braai by Sean. En toe op 'n dag, toe kom Esau van die veld af, en hy is baie honger, doodhonger. En Jakob het toe, sy boetie Jakob het toe vir hom 'n wonderlike pot lensiesop gemaak. Lensiesop is vegetaries, as jy wou geweet het. En Esau sê toe, broer, ek is honger, gee my iets om te eet. En Jakob sê, wat is jy bereid om te betaal? Nee, typies boeties. Gee my van jou sop, is reg, ek sê vir my sop gee as jy my iets van jou gee. Wat wil jy hê? Wow, ek soek jou eersgeboortereg. Dis wat ek soek. Nou, eersgeboortereg is die erfenis wat hy sou kry. So die seun sou iets erf, Jakob sou iets erf, Esau sou iets erf, Esau sou se porsie sou dalk meer gewees het, omdat hy die eersgeborene was, die seun wat eerste gebore is. Maar toe sê hy, daai goed wat jy kry, is myne, as jy 'n bietjie van my sop soek. En sy reg om te heers. Die oudste het gewoonlik die reg om te heers, om die familienaam verder te dra as jy sou wou. Hy sê, daai goeders soek ek. As ek dit kan kry, dan kan jy lekker van my vegetariese sop kry. En Esau sê toe, weet jy, dis reg, vat maar die goed. Ek soek sop. En eintlik wat dit vir ons wys, is dat daar die hart van Esau net daar en dan. As jy baie dink oor jou geboortereg, dink gou mooi aan. As jy baie dink oor jou geboortereg, as dit vir jou baie beteken, wat is die prys wat jy daarop sal sit? 'n bakkie lensiesop? Dis hoekom die Nuwe Testament vir Esau beskryf as goddeloos. Hoor wat sê Hebreërs? Hebreërs sê, sorg goed dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg verkoop het. Esau het niks respek gehad. Hy het niks waardering gehad vir die reg wat God vir hom gegee het, want hy was eerste gebore. Esau het gefokus op die hier en die nou. Ek moet nou eet. Ek worry nie oor die toekoms nie. Kom ek blaas nou al my geld vir hierdie bakkie sop. Dit was 'n ingesteldheid teenoor die huidige eerder as oor die toekomstige. Hy het sy belofte geminag omdat hy gefokus het op nou. As hy baie gedink het van sy belofte,
as hy dit gehoogag het, as hy dit gerespekteer het, sou hy gesê het, nee. So ons stem saam, dit was nie mooi van sy jonger boetie nie. Dit was nie mooi nie. Maar Esau kon nee gesê het. Esau moes nee gesê het. En hy het nie. Esau is 'n goeie voorbeeld van hoe hy die ewige, dit wat voorlê, hoe hy dit verruil vir die onmiddellike. Die beloftes van God het hy verruil vir 'n bord sop. En dit is hoekom die skrif hom beskryf as goddeloos. Goddeloos. En dit is eintlik presies hoe ongeloof werk. Want as hy werklik geglo het, hierdie goed is waardevol, hierdie goed kom tot vervulling, hierdie goed is syne, sou hy gesê het, maar ek hoogag dit. Maar hy het dit nie geglo nie. So sy gedrag het ons iets gewys van sy geloof. En ek wil vir jou sê, dikwels verruil mense, Christene, ewige dinge vir tydelike dinge. Ewige dinge vir tydelike genot. Wanneer ons 'n ingesteldheid kweek teenoor hierdie wêreld, en ons lewe net vir die hier en nou, dan sal ons ook ons beloftes verruil daarvoor. Jy hoor al baie daarvan, kom ek sê dit vir jou in eenvoudige terme. Mense lewe so vir die hier en die nou, hulle lewe vir die geld, vir die genot en vir die besittings, dat hulle bereid is om hulle siel te verkoop. Dis presies wat dit gebeur. As ons so fokus om te sê, ja, ek moet 'n sukses maak, ek moet floreer, ek moet vooruitgaan. Ek sê nie moenie ambisie hê in jou lewe nie. Ek sê net wanneer jou fokus so gefokus is op die hier en die nou, dat jy vergeet eintlik jy's 'n pelgrim in hierdie land. Dan begin jy jou geloof verkoop. En weet jy wat is die ergste? Ek dink dit gebeur onbewuslik. Hebreërs praat van mense wat wegdryf. Ek dink jy dryf weg. Ek het daaroor gepreek. Jy dryf weg. Jy dink jy's geanker in Christus, maar jy's so besig met jou eie dinge. En dan kyk jy sê, ja Jesus, okay, ek was nou weer 'n maand in die kerk. Okay, nou weer volgende maand sal ek weer gaan. Dan is dit elke tweede maand en Bybel lees en gebed en jy's so besig met die hier en die nou. Eintlik wat jy besig is om te doen, is jy besig om jou goed te vat en jy verruil dit vir jou ewige beloftes. En dis hoekom die skrif sê, moenie die samesyn van gelowiges verontagsaam nie. Dis 'n bevel. So met ander woorde, as jy dit nie doen nie, is dit sonde. Hy sê, want daar is 'n gevaar. Daar is 'n gevaar dat jy so besig en so behep en so betrokke raak met die wêreldse dinge, dat jy fokus verloor van die ewigheidse dinge. En ek sê altyd, en dis wat ek gedoen het, ek sê mense wie in hierdie gevaar is gewoonlik mense wat in 'n bedieningsposisie is. Want hulle dink hulle is okay, want hulle doen dalk, hulle pak die stoele uit, hulle doen dalk 'n Bybelstudie, hulle doen dalk 'n klein groep, hulle doen dalk 'n huisbesoeke, maar hulle gee so aandag aan die dinge van die Here, dan vergeet hulle van die Here van die dinge, nê? Ja. Moenie toelaat dat wêreldse dinge, tydelike dinge kom steel by jou ewige dinge nie. As jy lewe vir die hier en die nou, gaan God se goed vir jou minder belangrik wees. Jy kan nie altyd dien nie. Onthou julle Jesus se woorde? Slaaf kan nie twee meesters hê nie, jy het net een, of God of Mammon. So dit gaan oor ingesteldheid. En daar is 'n groot verskil tussen Esau en Jakob. Ek weet, die een is harig, die een is glad, die een is hard, die een is sag, nee. Ek weet, maar daar is 'n groot verskil wat nog plaasgevind het nadat dit gebeur het. Want Esau het toe later, sy nageslag het die Edomiete geword. 'n Aggressiewe nasie wat geleef het met die swaard. 'n Nasie wat teenstand gebied het teen die Israeliete. En 'n nasie wat toe aan die einde van die dag hulle self moes onderwerp aan Dawid. Maar die verskil is, Esau was gelos. God het hom net gelos. Hy het hom net gelos. God het hom nie getuig of gestraf nie. God het niks swaar oor hom gebring nie. Hy het hom net gelos. Ek dink dit is die gevaarlikste ding wat met ons kan gebeur. Is as God jou los en jou oorgee aan jou eie genade. Dis so goed soos ek sê vir my kind, gaan maak vir jou kos in die kombuis, pappa gaan weg vir 'n week. Weet jy wat se laai toe gaan hy? Die sweetie laai. En hy gaan homself verniel. Dis hoekom Romeine 1 sê, in die laaste dae sal mense oorgelaat word aan hulle eie genade. Dis hoekom die wêreld lyk soos wat dit is. Dis hoekom mans identifiseer as vrouens en as stoele en as katte en as honde en groen gras en bome en die gat daar in die grond.
Dis hoekom nie goed gebeur is, want God sê, doen wat jy nou maar wil. Want jy wys vir my, ek is nie vir jou waardevol nie. God los. Hy los die mens. En dis hoekom ons na mensdom kyk en sê, maar wat besin hierdie mense? Dis 'n gevaarlike plek om te wees. En ons dink ons is okay, ons dryf weg. Ons is lig oor kerkbywoning, ons is lig oor Bybellees, ons is lig oor gebed, ons is lig oor ons geloofsaspekte. En dan voel ons goed, gaan nou eintlik okay. En dan sê ons maar, ja, gaan dit regtig okay? Meet jy jou geloof aan jou omstandighede? God roep jou tot betrokkenheid. Die Christenpad, en dis waar Jakob inkom. Die Christenpad is 'n pad soms van swaar kry, want swaar kry hou ons op ons knieë. Swaar kry hou ons soekend. Ek sê nie God verwens jou nie. Ek sê net God weet wat dit vat om jou by hom uit te kry. Hy weet. En as jy gaan kyk na Jakob, God het nie vir Jakob gelos nie. Jakob het geworstel. Jy gaan sien Jakob se karakter het verander. Vandat hy begin het was hy hierdie bedrieër. Hy was die slinkse Jakob die jakkals. Nou toe word hy iewes skielik, ek gaan nou maar 'n diertjies. Jakob die jagluiperd, nê. Toe word sy karakter verander. Hy verander. Want God het hom nie gelos nie. Dit is in tye van swaar kry, in tye van moeilik, in tye van teenstand, in tye van worsteling, waar ons skryp na die Here toe en ons bid na die Here en ons sê, Here, gee ons 'n uitweg. En eintlik wat gebeur is, die Here het 'n uitweg, maar hy's so besig met ons siel en hy vorm ons en hy slyp ons en hy hou aan en wanneer ons deur hierdie moeilike ding gekom het, dan kyk ons terug, dan sien ons nie net die oplossing van 'n situasie nie, ons sien die vorming van 'n karakter. God het vir Esau gelos, en vir Jakob het hy gevorm. En dit is hoekom Romeine sê dat hy sê, Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Nou hierdie haat beteken nie, ek haat jou Esau, ek gaan op jou trap soos 'n muur, of met weerligs. Daai haat beteken eintlik maar net kies. Ek het vir Jakob lief gehad, ek het hom gekies, maar vir Esau het ek nie gekies nie, ek het Esau gelos. Dis eintlik wat dit beteken. Esau was gefokus op die hier en die nou, en God het gesê, hier en die nou, daar is jou hier en die nou, gaan jy aan. Maar Jakob, daar is 'n belofte in jou. Ek gaan jou nie los nie. Ek weier om jou te los. Want as ek jou los, gaan jy jouself vernietig. Isak word toe ouer, en soos hy ouer word, word hy blind. En hy kom toe by 'n plek, ek dink net, ek sien hierdie prentjie waar hy sit met sy kierie op 'n stoel daar buite, hy's blind, hy weet nie wat om hom aangaan nie. En hy eet net, ou Isak. En hy vra toe vir Esau, hy roep vir Esau, hy sê, Esau, my oudste seun, kom nader. En hy sê vir hom, gaan kry vir my 'n bietjie wildsvleis, soos pappa daarvan hou, sodat ek jou kan seën. Hoor daar, daai sodat, daai voegwoord. Hy soek wildsvleis, want as hy wildsvleis kry, dan kan hy vir Esau seën. Weereens dink Isak met sy maag. Weereens. As jy vir my vleis bring, Esau, dan gaan ek vir jou seën. Nou onthou, Isak en Rebekka het geweet dat die jongste oor die oudste moet heers. Hulle het dit geweet. Maar Isak, hy steur homself nie. Dalk het hy vergeet, dalk het hy nie daaraan gedink nie, wat ek dink die geval was. Hy was so gefokus op die wildsvleis, wildspastei, wild op 'n toebroodjie, wild net so, wild medium rare, wild op 'n stok, wild op die vuur. En dit was al wat waarvan hy vol was. Waarvan sy maag vol was, was sy gedagtes vol. En hy wou toe sy seun seën, sodat hy net nog vleis kon kry. Rebekka kom toe te hoor, sy toe afgeluister, wat al gebeur het, onthou julle met Sara, ons 'n patroon, hè. Sy luister toe af en sy is nog, nee, Jakob moet geseën wees. Sy gaan kry toe gou 'n bokkie, sy maak die bokkie gaar, soos pappa daarvan hou, want sy weet hoe pappa sy van sy vleis hou, onthou pappa kan nie sing nie. Sy maak die bokkie gaar, en sy vat van die bokkie se vel, en sy sit dit op Jakob, sodat Jakob harig moet voorkom. Nou weet jy hoe harig Esau was. En Isak het dit gekoop, want Isak het gevoel, hy het gesê, dit klink soos rooikapie, wat 'n harige vel het jy, my kind. En hy sê toe, wat 'n lekker vleis is hierdie, my kind. Hy sê, maar jou stem klink nie soos Esau nie. So ek
Ek kan myself dink dat Jakob, as hy slim was, moes dalk sy stem probeer verdiep het, maar dit klink nie asof hy het nie. Maar dit pla nie vir Isak nie. En Isak sit sy hande op, en hy seën vir Jakob. Esau is nog in die veld, hy is nog besig om papa se dis reg te maak, en hy weet van niks. Esau kom toe terug by die tent ingestap, Isak is toe intussen uit, en Esau sê, pa, hier's jou wildsvleis, seën my nou. En Isak sê, maar wie is jy? Hy sê, dis ek, Esau, en hier's jou vleis. Hy sê, laat ek eers proe. Hy het nie dit gesê nie. Maar hy het nie in die kos geëet. En hy sê toe, wie het ek dan vroeër geseën? En hy kom toe agter, dis Jakob. En toe Isak besef, dat dit Jakob was, die jongste wie hy geseën het, hoor wat gebeur. Toe Isak dit hoor, het hy baie gebewe. Nou vra jy gous afgegaan. Wat dink jy is die redes? Ek dink daar's 3 redes. 2 van die redes is of Isak het gebewe, want hy het gesê, nou gaan Esau my slaan en van my dalk wildsvleis maak. Wat eintlik nie die geval was nie. As jy net bietjie sou aanlees, sal jy sien dat Isak glad nie bang was vir sy oudste seun nie. Of hy het gebewe, want hy het gedink, Jakob het nou hom bedrieg en nou voel hy dalk bietjie sleg daaroor en hy bewe nou al van hartseer of een of ander trauma wat hy opdoen. Maar as jy net die volgende gedeelte gaan lees, sien jy dit het ook nie gebeur nie. Hoor wat sê hy? Die skrif sê, toe Esau hom vra, seën my ook, toe sê Isak, Jakob is ook geseën en hy sal geseën bly. Hy sê hy sal bly. In ander woorde, Isak het gesê, as niks wat ek kan doen nie. Ek glo die groot rede hoekom Isak gebewe het, is want hy het besef wat God gesê het. God het gesê die jongste moet oor die oudste heers. En hy was so ingestel teenoor sy selfsugtige begeertes teenoor sy maag, dat hy sy wil afgedwing het. En toe op 'n einde van die dag, toe gebeur presies wat God gesê het gaan gebeur. En Isak besef. Hierso is vir my ongelooflike troos hier binne. Ongelooflik. Is dat al is mense ongetrou teenoor jou, beteken dit nie God sal nie getrou wees nie. Dit is een van die mooiste bewyse. Ja, dit was 'n slinkse plan, hierdie een het daai ene bedrieg, die een het gejok, die een het homself vermom, hierdie hele storie. Maar ten spyte van mense se planne, wat God besluit staan vas. Hoor gou wat ek vir julle sê. Die rede dat jy hier sit is nie vir toevalligheid nie. Die rede dat jy die woord hoor is nie toevalligheid nie. Dis God se plan wat in werking is, sodat hierdie woord jou hart kan penetreer en jou verander van binne na buite, sodat Christus lewendig kan word in jou. Dis nie 'n toevallige ding nie. Dis God wat meester is, en hy's 'n meester met planne. Hierdie ouens dink hulle gaan God se plan boikot. God wys, nee. Esau sê toe, papa asseblief, is daar nie vir my ook net 'n seun nie? Seën my net asseblief. Isak sê, jong, weet jy, ek het nie, maar wat ek wel vir jou kan sê, en hoor, hier kom Esau se seun. Want nou julle ons Hebreërs skrifvers, Isak het vir Jakob en Esau geseën. Hier kom Esau se seun. Kyk, weg van die vrugbaarste dele van die aarde sal jou woonplek wees. Weg van die dou van die hemel daarbo. Van jou swaard sal jy leef, en jou broer sal jy dien. Maar wanneer jy wegbreek, sal jy sy juk van jou afruk. En dit het gebeur in geskiedenis. So, hierso sê hy, jou broer sal jy dien. Toe Dawid aan bewind kom, toe kom die Edomiete, en hulle dien Dawid. Dawid was bekend omdat hy die hele Israel, net die stamme bymekaar teruggekry het, die verenigde koninkryk het hulle bymekaar uitgekry. Die Edomiete het Dawid gedien, dit het tot vervulling gekom, net daar. En na Dawid se bewind toe kom Jehoram, die koning, en met Jehoram se dien, toe breek die Edomiete weg, toe gooi hulle die juk af. Kom het tot vervulling. Maar die Edomiete was bekend, want hulle het by die swaard gelewe, en daar het God het gesê. En as jy gaan kyk na die geskiedenis, sal jy sien. Dit was sy seun. Nou dit is hierdie oomblik wat Hebreërs beklemtoon. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën
met die oog op die toekoms. Deur die geloof. So Isak, ja, hy het swakhede gehad, maar op die ou einde het hy uiteindelik God se plan erken. Hy het besef, dit was God se plan, en hy het gesê, ek het hom geseën, dit moes gebeur het soos wat dit gebeur het, en ek het dit uitgespreek oor Esau, ek het hulle geseën, soos God gesê het. Nou vra hy self gou. As Isak, die pa nou, né? As Isak gedink het hierdie seën, hierdie belofte van God, is nonsens, is nie geldig nie. Hoekom was dit so groot ding vir hierdie twee manne en vir hom? Hoekom het hy gebewe toe hy besef het wat aangaan? Hoekom sou hy nog steeds die seën uitgespreek het, as hy gedink het, ag, dis God se beloftes, dit gaan nie regtig gebeur nie, ag man, regtig, hierdie ding kom al van my pa af, my pa het my probeer doodmaak oor hierdie belofte, dit gaan nie gebeur nie. Hoekom sou hy dit gedoen het? Ek kan vir jou sê hoekom hy dit gedoen het, want hy het regtig geglo dit gaan gebeur. Die feit dat hy die seën uitgespreek het, die feit dat die bewe, die feit dat al die goedere so in plek geval het, wys vir jou, dat Isak geglo het, dat dit wat God sê, gaan gebeur. En dis hoekom die skrywer sê, deur geloof het Isak Jakob en Esau geseën. Kom ons praat gou oor Jakob, en dan Jakob se is kort en dan is ek klaar. Deur geloof het Jakob, onthou dis nou die Jakob die jakkals, né, die bedrieër. Deur geloof het, ek gebruik dit net om die name te vergemaklik. Deur geloof het Jakob, terwyl hy sterwend was, elkeen van die seuns van Josef geseën. En hy het in aanbidding gebuig oor die bopunt van sy staf. Ek wil net gou vir iets wys. Jakob het 12 seuns gehad, né? Die 12 seuns, en die jongste seun Josef was die man met die jas wat netjies pas, ons almal dra jas. En Jakob die jakkals seën vir sy jongste seun Josef se seuns. Hy het nie Josef geseën nie. Hy het Josef se kleinkinders geseën. Hy het sy kleinkinders geseën. Josef se kinders geseën. Ek gaan jou nou sê hoekom. Jakob se lewe begin met 'n stryd. Ons het jy gesien. Sy broer, is eintlik interessant hoe hy gebore was. Met die hele geboorte, toe kom Esau eerste, en soos hy uitkom, het Jakob hom in die hakskeenbeet gegryp. Hy het hom vasgehou. En toe kom hy ook saam uit. Wat 'n prentjie, kan jy net dink, hier hang twee babas. En dis hoekom sy naam Jakob is, want Jakob beteken letterlik hy wat gryp. Of dit beteken ook beentrekker. Nee, ek dink Esau dink jy dis snaaks, hy sê Jakob 'n bietjie harder trek, want jou grappies is nie snaaks nie. Trek harder my been. So, dit is letterlik wat sy naam beteken. En hy koop toe nou Esau se geboortereg, so hy het die eerste geboortereg, en hy ontvang ook die seun van Abraham, vanaf sy pa, vir land en rykdom, 'n land, 'n groot nageslag en seun. En toe al die goed gebeur het, net nadat toe jag Esau hom, toe jag hy hom. Dis wat hy doen. Esau is mos 'n jagter en is 'n man van geweld, en Jakob vlug toe na Haran toe. En op pad, soos hy vlug, toe kom hy by 'n plek met die naam van Bethel. En Bethel beteken huis van God. En is by Bethel waar hy die droom gehad het, waar hy opklim met 'n leer, en daar's 'n leer tussen die hemel en die aarde, en dit is daar in daai droom waar God weer bevestig wat die belofte is. God sê toe vir Jakob, die belofte is land, nageslag en seun. En die belofte is op jou. Jy gaan dit kry. God sê dit vir hom. So daar kry hy die belofte. Jakob gaan toe aan en hy trek voort, en hy ontmoet toe 'n man met die naam van Laban, en Laban het mooi dogters. Die mooiste een sy naam was natuurlik Rachel, sy was die jongste, ja, as ek reg is, en die oudste een Lea, wat ook dalk mooi was, ons weet nie, net nie so mooi vir hom nie. En Jakob sê toe vir Laban, hoorie, hoe lyk dit? Kan ek 'n hand kry? Wat kan ek doen? Hy sê, is reg, werk vir my vir 7 jaar, dan kan jy Rachel kry as jou vrou. Jakob sê, is reg, ek werk vir 7 jaar. Hy werk vir 7 jaar lank, daai aand dink ek, daar was bietjie te veel wyn betrokke. Rachel was vermom, soos 'n ninja. Daar was 'n huwelik wat plaasgevind het en hy word wakker en iewes skielik is dit nie Rachel wat langs hom lê nie, maar Lea. En hier is dit snaaks. Want hier word Jakob die jakkals, die ou wat bedrieg, word hy bedrieg. Hy word bedrieg. Hy sê toe vir Laban, wat het jy gedoen? Ek is nou in die huwelik en hoorie, huwelik is ernstig. Vandag nog, net soos daai tyd. Daar was nie 'n kwessie van skei nie. Dis 'n kwessie van tot die dood ons nou maar skei. Hy sê maar luister. Ek soek regtig vir Rebekka. Laban sê is reg.
2 vir die prys van 1, werk nog 'n 7 jaar vir my. Soos reg, ek werk vir 7 jaar. Werk vir 7 jaar, hy kry toe uiteindelik Rebekka. En uit hierdie 2 vrouens is daar 12 seuns gebore. Die 12 seuns was nou die 12 stamme van Israel, nee, wat laterand geword het. Aan die einde van Jakob se lewe, Josef het toe intussen, julle onthou die verhaal van Josef, ons sal daar kom. Josef was ons die jongste met 'n jas, hy word toe in 'n put gegooi, verkoop aan 'n kamele en hy word toe na Egipte toe gevoer en in Egipte word hy tweede in bevel en hy word 'n ryk heerser. Toe kom sy boeties in 'n hongersnood en hulle sien toe dis Josef en Josef ontferm hom en hy bring sy boeties na Egipte toe en toe gaan haal hulle pa Jakob om ook na Egipte toe te kom. So dis hoe Jakob in Egipte opgeëindig het. Nou is Jakob in Egipte en hy's al oud. Tydens Josef, die met die jas, sy jongste kind, tydens Josef se afwesigheid het hy kinders gekry, 2 kinders, Efraim en Manasseh. So wat help dit nou, en dis nou waar die seën nou 'n bietjie van toepassing is, wat help dit, hier kom Jakob uiteindelik aan, hy het sy hele grootwording van Josef gemis, hy kom uiteindelik aan by Josef, en hy sê, Josef my jongste, ek wil jou seën, maar Josef sê, wat help dit jy seën my, want ek het klaar 2 kinders, hulle is die ouens wat nou geseën moet word. So dit is hoekom Jakob vir Efraim en Manasseh seën. Josef se 2 seuns. Ek weet is baie J's, né? So Jakob die jakkals, wat die pappa is van Josef, seën sy kleinkinders. Want dit was nie nodig om vir Josef te seën nie, want hy was al oud. Hy sou hom geseën dan sou hy hom geseën het. Toe seën hy die kleinkinders, die seën van die verbond van Abraham. Hy seën hulle. En dis hoekom Hebreërs sê deur geloof het Jakob toe hy sterwend was, elkeen van Josef se seuns geseën en God aanbid terwyl hy op die punt van sy staf geleun het. Nou dit is mooi. Hier's 'n rykvolle beeld. Verbeel jouself, hier kom Josef aan in Egipte met sy kierie. Nee, kierie nie. En sy staf. En hy staan met sy staf. En hy besef hy's nou besig om te sterf. En die laaste ding is wat hy doen is, hy lê vorentoe op sy staf en hy steek sy hande uit en hy seën die 2 seuns, sy 2 kleinkinders, Efraim en Manasseh. Hy seën hulle. En soos hy hulle geseën het, sterf hy net so. En die skrif sê hy sterf in aanbidding. Dis mooi. Hier is Jakob die jakkals, die bedrieër, wat alles vir homself wil kry. Hier is die prentjie van 'n ou wat slinks is, 'n ou wat skelm is, skets die Bybel vir ons in Genesis. En hier aan die einde, skets die Bybel vir ons 'n prentjie van 'n man wat sterf in aanbidding. Sien jy die verskil? So moet God hom nie gelos het nie. Hy kon buig in aanbidding. Op sy staf sterf hy. Die laaste beeld van Jakob se lewe is nie 'n bedrog nie. Dit is 'n beeld van aanbidding. Jakob het rondgetrek, hy was 'n pelgrim, hy het nie 'n land gehad nie, hy het nie die belofte gesien nie, maar hy buig in aanbidding, want hy glo, hierdie belofte wat hy vir sy seuns gaan gee, gaan waar word. So weer eens vra ek die vraag, hoekom sou Jakob, as hy gedink het die belofte, wat vir Abraham en sy pa Isak, en vir hom beloof is, as hy dink hierdie belofte is 'n pot nonsens, hoekom sou hy dit aan sy seuns gegee het? Hy het nie. Hy het gedink dit is ernstig. Hy het geweet dit gaan gebeur. Hy het geweet God is 'n uitvoerder van sy woord. Kom papa kom terug. Maar Abraham het dit dan nie gesien nie. Ek weet papa kom terug. Kom papa terug. Ja, maar Isak het dit nie gesien nie. Ek weet maar pa kom terug. Jy het dit nie gesien nie. Ek weet en ek sê vir jou my klein kind, hy kom terug. Hier's die seun. Dis 'n element van geloof. Dis geloof. Geloof word nie bepaal deur wat om ons aangaan nie. Geloof word bepaal deur wat ons weet. Het jy self al gewonder, sê nou maar jy lê, en jy die voorreg op jou doodsbed, en jy weet, en die dokter sê vir jou, jy het 2 ure oor, en gewoonlik dan kry ons die familie, nê? Wat is die laaste woorde wat jy vir jou kind sou sê? Ek het daaraan gedink al. As ek dan, wat is die laaste woorde wat ek aan my kind sou sê? Stel ek vir hom sê, my kind, ek hoop jy het 'n goeie lewe, ek hoop regtig onthou die kar lek olie en onthou asseblief om die gras te sny en onthou asseblief om vir jou 'n bankrekening oop te maak. Sal ek vir hom vertel van die tydelike goed? Of sal ek vir hom sê, my kind, as daar die een ding is wat ek jou kan sê, hou vas aan die Here.
Hou vas asof jou lewe daarvan afhanklik is. En die laaste goed wat hierdie ouens gesê het, was die goed wat waarheid was. Die goed wat belangrik was. Hulle het nie gesê, gaan kyk onder my matras, daar het 'n klomp silwer sikkels vir jou gesit daarso nie. Geld vir jou weggesteek nie. Jy sien, geloof eindig nie in selfvertroue nie. As ons kom en ons is reg om een of ander tyd ons Skepper te ontmoet van aangesig tot aangesig, gaan ons nie kan spog oor wat ons hier gedoen het nie. Want hy gesê, ek stel nie belang nie. Hy gesê, wat het jy met jou siel gedoen? Wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? Jou gawes, jou hart, jou asem. Dis hoekom ons sê, geloof eindig nie in selfvertroue nie. Dit eindig in aanbidding. Ek sluit af. Nou is ek klaar. Ons staan vandag op 'n ander plek as hierdie manne. Ons staan by 'n plek waar die beloftes tot vervulling gekom het. Ons staan daar. Ons kan terugkyk deur die geskiedenis van die Ou Testament en ons sien hoe die beloftes tot vervulling gekom het. Ons kyk na die Nuwe Testament en ons sien hoe die beloftes tot vervulling gekom het. Met ander woorde, hierdie ouens het vorentoe gekyk na 'n belofte en hulle het geweet dit gaan gebeur. Ons waar ons staan, kyk terug en ons sien dit het gebeur. Dis hoekom ons sê, almal van ons is nageslag, afstammeling van Abraham. Want ons het kinders van Abraham geword, kinders van die Vader van geloof op grond van Christus. Want Christus is 'n afstammeling van Abraham. En op grond van Christus, as ons geloof in hom sit, raak ons deel van dieselfde familie. Daar is die vervulling van 'n belofte van 'n groot nageslag. Ons kyk terug en sien, God het regtig sy woord gehou. Mense het probeer bedrieg, mense het probeer lieg, mense het probeer boikot, maar God se belofte het seëgevier. En ons sien ook 'n gedeeltelike belofte van die land. Die koninkryk van God, soos Lukas sê, is binne elkeen van ons. God se koninkryk, God se koninkryk het ons gesê, is nie 'n plek nie, maar is in ons. Eendag gaan ons ook daarheen. Weer eens 'n vervulling van die belofte. Derde belofte, jy sal geseënd wees. Almal wie in Christus is geseënd, want is geseënd om die Vader te kan ken. En 'n hemelse seën is nie 'n materialistiese seën nie. Dis 'n seën van ons het vrede en versoening met God. Ons kyk terug in geskiedenis en ons sien die vervulling van beloftes. Dit moet ons geloof eis. Hierdie ouens het vorentoe gekyk en gesê, ek glo dit gaan gebeur. Esau het gelewe vir die hier en die nou, Isak, Jakob en Josef het gelewe vir die belofte. Waarvoor lewe ons? In 2 Korintiërs 1 vers 20 sê mooi, hy sê, want hoeveel beloftes daar van God ook al mag wees, in hom is hulle ja. Daarom sê ons deur hom, amen. Hy sê, daar is baie beloftes, en al die beloftes, ja, het gaan gebeur. Ja. En al wat ons kan doen is sê, amen, laat dit gebeur. Ek wil met hierdie storie afsluit. Hierdie manne was naby die dood, nee? En hulle het vasgehou aan die belofte. Hulle laaste goed wat hulle gesê het is, vat die seën, vat die belofte, want dit gaan gebeur, my kind, dit gaan gebeur. Hulle kon daaraan vashou en dit wys dat hulle geloof reg was. Ek het een keer was ek by 'n oom, hy het my gebel, hy was in 'n aftreeoord, en die dame van die aftreeoord bel my, en sy sê, hier's 'n oom wat versoek dat hy die dominee wil sing, so en so. En ek sê, jong, wat sê jy? Ek sê, ek ken hom nie, ek is nie my gemeente nie, ek sê, maar is goed, is reg, ek sal kom. En ek weet gewoonlik hoe dit werk. Aftreeoord is maar net eintlik 'n ander naam vir 'n ouerhuis. En ek weet hoe dit gewoonlik werk, want as mense my so bel, dan weet ek, daar gaan een van twee goed gebeur. Of die persoon gaan vir my vra, help my om my saak reg te kry met die Here, want hulle is nou naby die dood. Of hulle gaan my vra, bid tot die Here, dominee, en vra vir hom dat hy my lewe sou spaar. Hulle pleit gewoonlik vir nog tyd, sodat hulle goed kan regmaak, of hulle bid gewoonlik, dat hulle saak moet reg wees. En ek kan nie een van die twee goed doen nie. Ek kan nie 'n ou se lewe verleng nie. Ek kan die Here vra. Ek kan nie sê, ja, jou saak, sê agter my aan, sê die gebedjie, ja, jou saak is reg, want ek kan nie jou bekeer nie. So ek gaan toe na die oom, ek is voorberei, ek is reg, ek gaan met hom praat, en ek dink dit gaan 'n moeilike gesprek wees. En ek kom toe by die oom, en die oom sê toe vir my twee goed. Die eerste ding wat hy vir my sê, wat nou nog by my bly is, hy sê vir my, weet jy dominee, ek het nooit gedink ek gaan oud word nie.
Dis vir my so 'n mooi waarheid, nê. Waarop baie van julle sê, ek het nooit gedink ek gaan oud word nie. Asof dit iewes skielik net gebeur het. Die ander ding wat hy vir my sê, toe dog ek ook, nou gaan met my praat oor die dood. Nou gaan hy met my praat oor hoe bekommerd hy is en hy wil die ewige lewe hê en hy gaan nou sy sondes bely en dit is toe nie wat hy doen nie. Hy praat met my en ek sê toe vir hom, oom, so, hoe is jou saak met die Here? Ek sê, oom, waarvoor kan ons bid? Ek sê, oom, ek wil vir jou vertel as jy jou hoop. Hy sê, nee dominee, nee. Hy sê, as jy met my praat oor die dood, hy sê, ek verwelkom die dood. Ek sê, so oom, jy verwelkom die dood? Hy sê, ja. Hy sê, as dit my tyd is, ek sê, as ek die dood moet ontmoet, dan is dit reg. Laat dit kom, as die Here vir my reg is, dan sal ek gaan. Ek sê, oom, dis uitstekend. Ek sê, as jy reg, hy sê, luister, ek het 'n vol lewe gehad. En selfs al moes ek vroeër gegaan het. Hy sê, en hy praat met my oor sy sterwe. Sonder om 'n traan te pik. Sonder om te huil. Sonder om emosioneel te raak. En hy is siek. Ek sê, oom, wow. Hy sê vir my, ja, dominee, hier sy woorde. Ek het hoop. Ek sê, oom, jy het hoop. Hierdie hoop was nie 'n hoop om te sê, ek hoop ek gaan hemel toe nie. Ek hoop ek kan langer lewe nie. Hy het gesê, ek het Christus. En Christus het my. Hy sê, dan wat ook kan gebeur. Hierdie oom het vorentoe gekyk na 'n belofte. 'n Belofte waaraan hy vasgehou het. En hy belofte het hom gedra en vreesloos gemaak. Toe sê ek vir hom, oom, wat kan ek vir jou doen? Begin die oom huil. Hy begin huil, onbeheerslik, snik. En hy sê, my kinders weet nie. 'n week later sterf hy. 'n week later. Hy het geweet. En ek doen toe sy begrafnis en daar is al sy kinders. En ek sê vir hulle, daar is een hoop. En ek vertel hulle wat hulle oupa en hulle pa gesê het. Vriende, hierdie oom het 'n belofte in die gesig gestaar. Maak nie saak wat hom gekonfronteer het nie, die dood het hom gekonfronteer. Dit is geloof. Om vas te kan hou aan jou Christus en aan jou Here. Ten spyte van. Ons kyk na die toekoms en ons sê ons het hoop. Hoop op 'n belofte en hoop op 'n vervulling. Kom ons bid. Hemelse Here Vader, ons is besonder om te kan hoor hoe U ons net so kom bemoedig, om te sê ons is hier met 'n rede, U trek ons na U toe. U gee vir ons hoop in Christus, ons sit nie hier toevallig nie. Vader, die wêreld tuimel in om ons voel moeg, immigrasie is moeilik, mense is vreemd. Die wêreld betrap ons en beskinder ons en spot ons. Maar Here, ten spyte van al hierdie goed, kan ons vorentoe kyk na 'n belofte. Ons kyk terug na die vervulling van die beloftes in Jesus Christus, maar ons kyk ook vorentoe en ons sê ons het hoop. My gebed is, as U dit sou goed dink, Vader, dat die harte wat hier sit en wat luister, sou hoop herstel word. Nie wensvolle hoop nie, maar hoop in Christus. In Jesus naam. Amen. Vriende, mag jy besef dat dit hy is wat jou uitgesoek het, soos ons nou gesing het. En hy soek jou uit om vir jou 'n lewende hoop te gee. Daarom is ons sê, gaan in die liefde van die Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die krag van sy Gees. Dan weet ons hy is vir ons en nie teen ons nie. Amen.